Matteus 21 het ons gelees. En wat ek vanoggend wil hê julle moet sien, eintlik op 'n manier wil ek hê julle moet vanoggend sien hoe Jesus dit hier in Matteus 21 doen, maar ek wil amper hê julle moet ervaar hoe hy sê, ek is julle koning. Die probleem is, en ek het dit nou hierdie week waar ek op hierdie belydensklas was, gesien, ons glo dit intellektueel hier in ons kop, baie keer. Ons glo hy is koning, maar om dit reg te aanvaar, om reg dit in ons wêreld te sien, wanneer daar issues is en wanneer al die dinge fout gaan in die wêreld, wanneer wat ook al gebeur, dan sukkel ons daarmee. Ons sukkel om regtig te leef asof hy ons koning is. So vanoggend wil ek hê jy moet dit regtig weer hoor dat Jesus sê, ek is jou koning. Maar op 'n manier moet ons ook verstaan dat in sy koningskap is daar's twee kante eintlik amper aan sy koningskap. Daar's die een wat hy nou is, al vir die laaste 2000 jaar, en dan is daar ook die koning wat hy eendag gaan wees, wanneer hy weer terugkom, en albei van daai maak saak, want op die oomblik is hy die koning wat die deur oophou, wat ons innooi, wat vir ons wil kom genade gee, wat vir ons wil kom redding gee. 'n Koning vol liefde, 'n koning vol omgee, 'n koning wat by ons is. En in hierdie tyd waar ons in lewe, en jy nou is 'n tyd dat ons daai oop deur sal raak sien, dat ons sal sien dat hy sê, maar daar kan vrede tussen my en julle wees. Maar ons ook sy koningskap wat eendag gaan kom. Wat 'n ander koningskap gaan wees, wanneer 'n koningskap waar hy gaan regeer en waar hy gaan heers, waar hy gaan sê, maar die tyd nou is verby. Julle wat glo is by my, julle wat nie glo nie, is nie by nie. Maar vir nou is daar nog tyd om te beweeg van rebellie af na eenheid, van woede na wraak, van wraak na genade toe. Die Bybel sê vir ons, daai venster wat ons in leef, kan nie van altyd hou. In Openbaring 19, wat ons nou so 'n stukkie van gelees het, gaan hy verder, ons in daar in vers 11. Toe het hy gesien dat die hemel geopen is, en kyk, daar was 'n wit perd. Hy wat daarop sit, word getrou en waar genoem. En met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë was soos 'n vlammende vuur en op sy kop was daar baie krone. En hy dra 'n geskrewe naam wat niemand ken, behalwe net hy self. Hy het klere aan wat met bloed deurweek is, en sy naam is die woord van God. Toe het die leers wat in die hemel is, geklee in wit klere van suiwer, fyn linne, hom op wit perde gevolg. Uit sy mond het 'n vlijmskerp swaard gekom om die nasies mee te tref, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. Hy sal ook self die pars kyk van die geweldige toorn van God, die Almagtige, trap. Op sy klere, by sy heup, is 'n naam geskryf: Koning van die konings en Heerser oor heersers. Het is belangrik dat ons sal sien dat waar ons nou leef met 'n koning wat sê, hier is genade, hier is 'n oop deur, hier is plek vir vrede, is 'n tydelike ding. Eendag gaan dit wees wie hy is, wanneer hy weer terugkom, waar hy gaan regeer oor die nasies, wanneer hy gaan tog kom ook en kom oordeel, wanneer hy gaan met 'n ysterstaf, sê hierdie teks, gaan regeer oor die nasies. Wanneer hy so terugkom, dan gaan nie meer tyd wees om te kies nie, dan gaan nie meer tyd wees om aan sy kant te kom nie. 2 Korintiërs 6 sê, dis nou die tyd. Ons moet nou kies om by hom te wees. En ek dink dit is op 'n manier wat Matteus 21 ook wil doen, is probeer ons oortuig dat hier is Jesus, die koning oor Israel, koning oor die hele wêreld, en vir nou is sy koninkryk sag en uitnodigend en vergewensgesind. Maar een van die dae gaan hy daai klere van bloed af laat gaan, of laat uittrek, en sy wit linne klere aantrek. Sy koningskap vol in daai sin
ook opvat. Ek dink in Matteus 21 is daar 'n hele paar, in hierdie gedeelte wat ek nou gelees het, 'n paar tekens van sy koningskap wat al klaar daar is. Die eerste ding wat hy doen, is hy verklaar sy koningskap deur op 'n donkie in Jerusalem ingery. Maar vir ons is 'n donkie, ek sien altyd op pad na julle toe, is daar altyd donkies daar nie, ek dink aan die regterkant is daar so groot trop donkies. Vir ons is 'n donkie 'n simpel ding eintlik. En ons verwag van 'n koning in ons kultuur en ook in die kultuur van sy tyd, dat 'n koning sal inkom op 'n groot oorlogsperd, nie op 'n nederige klein donkie. Maar Jesus stuur sy disippels om hierdie donkie te gaan haal. En die teks sê self ons, sodat vervul sal word wat in die teks staan. Kyk, julle koning sal kom op 'n donkie en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier. Hy haal een van die groot profesieë oor God se koningskap aan uit Sagaria 9 uit. So hier net deur die feit dat hy in die stad inkom op 'n donkie, verklaar hy, ek is koning. Ek is die koning oor Israel, maar meer as dit, ek is die koning wat nie kom as 'n soldaat nie. Ek kom nie met mag en met krag hierin nie, daarom kom ek nie op 'n strydperd nie, ek kom nie op 'n groot hings wat geleer is om oorlog te voer nie. Nee, ek kom sag en rustig en eintlik laag en nederig op 'n donkie in. Hy kom nie om dood te maak nie, hy kom nie om te veg nie, hy kom om te red. Hy kom nie om te oorweldig nie, maar om uit te nooi. Hierdie koning wat ons hier sien op die donkie is anders as enige koning wat die wêreld nog ooit geken het. As ons die konteks, ek sê vir hy haal Sagaria aan, Sagaria gaan verder en hy sê, hy gaan vrede bring vir die nasies en sy heerskappy gaan wees van die see tot by die see, van die riviere tot by die eindes van die aarde. As Jesus op 'n donkie inkom, sê hy, ek is koning van die Jode, maar ek is ook koning oor die hele wêreld. Ek is koning van al die nasies, almal wat na my toe wil kom. Ek sal hulle koning wees. So dis die eerste ding wat Matteus vir ons sê. Die tweede ding wat hy doen wanneer hy sy koningskap aankondig is daar waar hy die tempel skoon. Nou ons het nou al baie dink ek in die kerk praat ons van hy gooi die tempel skoon of hy maak die tempel skoon van al hierdie ouens wat daar wil verkoop, want ons mag nie op die Sabbatdag verkoop nie of ons mag nie wat ook al nie. Dis nie eintlik die punt. Hy maak die tempel skoon en deur dit te doen kom sê hy, hierdie is my huis. Ek is die koning in hierdie huis. Hy haal Jesaja 56 aan. As hy sê, my huis gaan 'n huis van gebed wees, maar julle maak dit wat 'n rower spelonk. Jesus kom en hy kom wys daar sy passie vir die heerlikheid van God. Hy kom wys sy passie vir aanbidding wat reg gedoen word. Hy kom wys ook sy eienaarskap van daai gebou. Hy kom wys en sê, hierdie is my plek. Die konteks in Jesaja is nie net Israel nie, maar is ook hulle wat buite is, die buitelanders, die immigrante, hulle wat in die verlede nie welkom was in God se huis nie. Jesaja staan daar ook die buitelanders sal welkom, sal deel word van die Here. Ek sal hulle na my heilige berg toe bring en hulle sal met vreugde leef in my huis van gebed. Want my huis sal 'n huis van gebed wees vir alle mense. Weereens kom wys Jesus hier dat sy koninkryk, sy koningskap is nie volgens stam nie, is nie volgens nasies nie, is nie provinsiaal nie. Sy koningskap is oor alle nasies en vir alle tye. As Jesus kom, maak hy sy koningskap, God se koningskap, se deure oop, sy koninkryk se deure oop vir alle nasies en alle mense. Ook vir my en vir jou. Wat ook al ons agtergrond is, waar ook al ons vandaan kom,
om in te kom in die teenwoordigheid van God. So hy kom op 'n donkie, en dan maak hy die tempel skoon, en dan sien ons die derde, en daar staan, daar was verlamdes en blindes, wat daar in die tempel na hom toe gekom het, en hy het hulle gesond gemaak. Hierdie was nie, 'n privaat wonderwerkie, iewers in 'n kamer, waar hy in stilte, of in die geheim, eintlik hierdie ouens kom gesond maak nie. Hierdie was wonderwerke, in die tempelterrein, daarvoor die fariseërs en die skrifgeleerdes, daarvoor die hele volk sê hy, kyk wie is ek? Ek is die een wat blindes en verlamdes kan gesond maak. Ek is die een met autoriteit oor siekte. Ek is die een met autoriteit oor hierdie wêreld. Ek is die koning. Hier, in die tempel, hier in die heiligste plek, in die heilige land, kom en kom bring ek genesing. Kom maak dit saak. As Johannes die Doper wonder of is Jesus die Messias, dan stuur hy sy disippels na hom toe, en hulle moet gaan vra, is jy die een wat sou kom? En dan is Jesus se antwoord, die blindes kan sien, en die verlamdes kan loop. Dis al wat hy sê. Hy sê vir Johannes vra, is jy die Messias, is jy die seun van God, is jy die koning wat gaan kom? En hy sê, die blindes kan sien, die verlamdes loop, wat dink jy? Ja, ek is. Dit kom ook uit Jesaja 35 uit, waar God se koningskap beskryf word, waar staan, hy sal kom, en hy sal julle red, hy sal die oë van die blindes oopmaak, as Jesaja 35 vers 4 tot 6. Hy sal die blindes se oë oopmaak, hy sal die ore van die dowes oopmaak. En dan sal die verlamdes bok spring in die veld. Iets soos dit. Jesus wat kom genees, is nie net random gevalle van hy wat besluit, hierdie een ou wat blind is gaan genees word, en hier is nou 'n ouetjie wat nie kan loop nie, ek moet hom nou maar 'n bietjie help. Dis nie net dat hy hulle jammer kry nie, hy wys sy koningskap. Hy wys dat hy die een is wat regeer. Dis amper asof hy sê, staan op, ek is die koning, kom en dien my. Staan op, maak oop jou oë, kom en kom dien my. Hoor my woorde. Laasweek het ons gesê, hy bring vir ons vryheid, nie net van politieke onderdrukking nie, maar hy bring genesing vir totaal vir ons liggaam, vir ons siel, vir ons hele wese. Wanneer God, of wanneer Jesus regeer, gaan nou nie meer hartseer wees nie, gaan nou nie meer dood wees nie, gaan nou nie meer siek wees nie. In hierdie seisoen, nou gee hy vir ons 'n voorsmaak daarvan. En hy kom nooi ons, hy kom dat ek jou help. Kom laat my koningskap vir jou vrede en genesing en sig en gehoor bring. So hy kom op 'n donkie, hy jaag die mense uit die tempel uit en hy maak mense gesond. En dan die vierde ding wat gebeur, is ons sien daar die kinders wat skree, Hosanna aan die seun van Dawid. En onmiddellik is die godsdienstige leiers van die tyd ongelukkig. Onmiddellik sê hulle, maar wat gaan nou hier aan? Want hulle weet en hulle sien en hulle hoor presies wat ons daar mis. Hulle sien dat die kinders sê, hier kom die koning, die seun van Dawid, die een wat uit die nageslag kom, die een wat koning moet wees. Nou gaan hulle na Jesus toe. Hulle sê vir Jesus, hoor jy wat hierdie kinders sê? Hoor jy, ou rabbi wat in die stof loop met plakkies en 'n rok aan, hoor jy dat hierdie ouens sê, hierdie kinders sê, jy is die koning? En dan sê hy presies, dis presies reg. Hierdie kinders sien iets wat julle mis. Hierdie kinders sien iets wat julle nie hoor nie. Hy haal Psalm 8 aan, as hy sê, uit die mond van kinders en van suigelinge het u vir jouself lof gemaak. Hy is koning. Hy is die een wat waardig is, soos ons gelees het in Openbaring 5, vir al die lof en al die eer en al die heerlikheid, van die kleinste tot by die oudste, en hierdie kinders sien dit raak, terwyl die godsdienstige leiers en die groot mense
dit nie sien nie. 4 keer wat hy hier in hierdie gedeelte vir ons kom wys en kom sê, ek is die een wat regeer, ek is die een wat heers. En dan later kom, en net soos 2 hoofstukke later, 'n hoofstuk later kom, sterf hy aan die kruis. En hy dra 'n doringkroon. En hy wys vir ons hoe hy sy koningskap gaan waarmaak in hierdie wêreld. Dit beteken dat die koning het gekom, maar dit beteken ook, as ons op Openbaring 19 onthou, dat die koning ook gaan kom. Jesus is die koning oor Israel, maar hy is ook die koning oor die hele wêreld, hy is ook die koning oor ons. Lukas 8 sê hy is die koning oor die natuur, en hy is die koning oor demone, en hy is die koning oor verslawing, en hy is die koning oor enigiets anders wat ons wil vasbind, en hy is waardig vir alle eer, alle heerlikheid, en alle lof. En vir nou is sy heerskappy sag en uitnodiging, vol genade en vol liefde. Hy kom op 'n donkie, nie op 'n oorlogsperd nie. Bring hy amnestie vir rebelle in sy koninkryk. Nooi hy verwelkom hy almal wat hulle wapen wil neerlê en sê ons wil ons eer sweer aan U. Ons wil aan U getrou wees. Maar die dag gaan kom. Die dag gaan kom en hy gaan kom as 'n oorwinnende koning op 'n wit oorlogsperd wanneer hy die wêreld gaan uitneem, koning van konings en heerser van die heersers. En dit verander alles. Dit verander hoe ek leef, dat ek nou al kan oorgee aan hom, dat ek nou al my hele lewe aan by sy voete kan kom neersit, en sê alles wat ek is, alles wat ek wil wees, alles wat ek gaan wees, gee ek vir U. Maar dit moet nou gebeur, want is nou die tyd van genade. Is nou die tyd van redding. Maar daai tyd gaan verby. En dan gaan hy heers in elke aspek van hierdie wêreld. Gryp hom aan, sien hom raak, leef nou al as sy kind. Ten spyte van alles wat in hierdie wêreld aangaan, ten spyte van al die ander magte wat oor ons wil heers, ten spyte van alles wat ons aandag wil wegtrek van hom, kom ons leef gefokus op hom, met ons oë op hom gerig. Maar die koning het gekom, en die koning gaan kom. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, almagtige Vader, heerser oor die skepping, heerser oor die nasies, heerser oor ons koning, my koning, ons loof U, ons eer U, want ons weet dat aan U kom alle mag toe, kom alle eer toe, kom alle lof toe. Help ons, Here, om U te sien en op U te fokus. En dankie vir U genade, dankie vir U liefde, dankie vir U donkie en nie die oorlogsperd nie. Dankie vir U uitnodiging, dat ons U kinders kan wees. Ek loof U daarvoor.